Dag 20 Junie 1942. Liewe Kitty, ek begin sommer dadelik. Dis nou so lekker stil. Vader en moeder is uit en Margaret het my 'n paar jong mense by haar vriendin Trees gaan tafeltennis speel. Deesdae speel ek ook baie tafeltennis. So baie dat 5 van ons meisies 'n klub gestig het. Die naam daarvan is die Klein Beer -2. Dis 'n verspotte naam, maar dit berus op 'n vergissing. Ons wou ons klub 'n spesiale naam gee en het toe om ooreen te kom met ons 5 lede aan die sterreteken van die klein beer gedink. Ons het gedink dat dit uit 5 sterre bestaan, maar dit was 'n fout. Want dit net soos 3 groot beere net soos 3 groot beere is net soos 3 groot beer 7 sterre. Vandaar -2. Ilse Wagner het 'n tafeltennisstel en die groot eetkamer van die Wagners is altyd vir ons beskikbaar. Aangesien ons 5 tennisspelers baie van roomys hou en tafeltennis 'n mens warm laat word, loop so 'n spel meestal uit op 'n uitstappie na die naaste roomyswinkel waar Jode toegelaat word, die oase van Delphi. Oor beursies of geld bekommer ons lankal nie meer nie, want die oase is altyd so vol dat daar onder al die mense altyd vrygewige ooms uit ons kenniskring of een of ander bewonderaar te vind is, wat ons meer roomys aanbied as wat ons in 'n week kan opeet. Ek dink dat jy wel 'n bietjie verbaas sal wees dat ek, so jonk as wat ek is, van bewonderaars praat. Helaas, of in sommige opsigte ook nie helaas nie. Dit lyk of die ewel by ons op skool nie meer vermy kan word nie. Sodra 'n seun my vra of hy saam met my kan fietsry huis toe en 'n gesprek ontstaan, kan ek 9 uit die 10 keer daarvan seker wees dat die betrokke jongeling vuur en vlam gaan raak en my nie meer uit die oog gaan verloor nie. Na 'n rukkie neem die verliefdheid ongetwyfeld weer af. Veral omdat ek my nie veel aan verliefde blikke steur nie en rustig voorttrap. As dit te erg word en hulle onsin begin praat oor jou pa vra, swaai ek 'n bietjie met my fiets, my tas val, die jongman moet fatsoenlikheidshalwe afklim en as hy my tas weer opgetel het ek die gesprek al lankal in 'n ander rigting gestuur. Dit is nog maar die onskuldige attensies. Jy kry ook diegene wat swentjies stuur of jou aan die arm probeer vat, maar dan is hulle beslis by die verkeerde adres. Ek klim van my fiets af en weier om verder van sy geselskap gebruik te maak. Of ek is gemaak, beledig en deel hom sonder om doekies om te draai, mee dat hy maar huis toe kan gaan. So ja, die grondslag vir ons vriendskap is gelê. Tot môre. Alright. Dankjewel.